Wat inskakel ook, ons gaan vanoggend die woord bedien met die titel Vertrou volkome op die Here. Ek het sopas hierdie lied gespeel van Streams of Grace. Dis 'n groep wat ek ontdek het wat sulke vars musiek maak. Ek gaan sommer die link van hierdie lied wat ek gespeel het, sal ek op ons YouTube opname sit en julle kan hom daar ook kry. Ek wil vra dat jy saam met my blaai na die boek van Spreuke hoofstuk 3. Dis my tema skrif, kom uit Spreuke hoofstuk 3 en ek gaan van daar af bietjie bedien en die Here vertrou dat hy deur sy gees die woord vir ons sal oopbreek. Ek wil net 'n gebed doen voor ons die woord begin lees. Vader, ek bid dat U in hierdie oggend sal kom en deur die gees waarheid aan ons sal openbaar. Here, dat ons die waarheid van die woord in sy eenvoud sal hoor en dat die waarheid tot ons harte en ons gees sal spreek en dat dit vir ons vrymaking sal bring. Here, ons almal het nodig om op U te vertrou. Ons almal het nodig om ons geloof in U te plaas. Dit is ook so dat as mens ons soms wankel in ons geloof. Ons soms sukkel om te vertrou. Dit voel soms vir ons of alles te gelyk op ons neerkom en ons weet nie hoe om die lig aan die einde van daai tonnel altyd te sien nie. Dan vra ek vanoggend dat U lig, die lig van Christus op ons sal val, die lig van U woord op ons sal val, die lig van die Gees wat vrymaak, elkeen van ons vanoggend sal aanraak. In Jesus naam. Amen. Goed, ek gaan saam met ons lees uit Spreuke hoofstuk 3 en ek gaan sommer begin vanaf vers 1 tot vers 10, gaan ek dit aan ons voorhou, gaan ek bietjie die woord oopbreek, ek het 'n paar skrifte wat ek bybring. Dis nie 'n boodskap wat ek dink jy nog nie kon hoor nie, maar baie keer is dit 'n boodskap wat jy juis weer moet hoor. Dat ons het nodig om te vertrou op die Here. Ons volkome vertroue in ons afhanklikheid in Hom te plaas. Ek het die afgelope tyd en 2 Sondae terug het ek ook bedien uit Spreuke, is die Here met my op en af met Spreuke besig. Daar's soveel waarheid wat in hierdie boek opgesluit lê. Doen jouself 'n guns, uit 31 hoofstukke. Jy kan elke dag van die maand, 12 maande van die jaar om elke keer oor en oor lees. Ek wil vir jou waarborg, jy gaan die hele tyd ander waarhede teekom. Goed, kom ons lees saam. My seun, wat ek vir jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit 'n deel van jou lewe. So sal jy guns verwerf en byval vind by God en by mense. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoking vir jou liggaam. Vereer die Here met offerhandes uit alles wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van die wyn. Ek wil vanoggend spesifiek stil staan by daai frase in vers 5 van Spreuke 3, wat sê, vertrou volkome op die Here. En dan is die vraag uiteindelik na elkeen van ons vandag, is jou vertroue werklik in die Here? Vertrou jy Hom met alles? Vertroue kan vir my praat ook van afhanklikheid.
Is jy afhanklik van die Here? Afhanklik van hom? Of is jy afhanklik van ander goed? Afhanklik van jouself, jou eie vermoë, mense se erkenning, sukses in die lewe? Is jou totale afhanklikheid in hom? Ons kan ook sê geloof. Hoe lyk jou geloof in die Here? Is jou geloof op daai vaste rots? Daai rots is Jesus Christus. Staan jou voete vas op daai rots, onwankelbaar, vas. Ons kan ook sê, oorgawe. Vertroue is ook oorgawe. As ek moet vertrou, dan moet ek oorgee. Ek moet laat gaan. Ek moet bereid wees om in 'n sin my lewe in daai persoon wie ek vertrou se hande te sit. Die Here se hande is die veiligste hande wat daar is. Ek wil gou 'n staaltjie vertel. Daar word vertel, ek dink nie hierdie is 'n ware verhaal nie, maar hier's nou 'n staaltjie om iets van oorgawe en vertroue te verduidelik. Daar's hierdie man wat gewandel het, hy het gestap. Hy het tussen die berge gestap, pragtige uitkykplekke, maar hy het alleen gestap. En hy is 'n ervare stapper. Maar so gebeur het dat hierdie man iewers by 'n kraans uitkyk en die volgende oomblik glip sy voet en hier gly hy af. Hy gly af en hy kry dit reg om net aan 'n tak van 'n boom te gryp, maar hy hang daar tussen die hemel en die aarde, hang hy aan hierdie stuk tak. En hy skreeu en hy roep uit, maar al wat terugroep is die weergalming van sy stem in die klowe, want daar is niemand naby nie. En so besluit hy, later dan is hierdie ou oortrek van die sweet, dit raak nou al 'n stukkie, 'n halfuur of 'n uur later, hy kan amper nie meer vashou nie. En hy dink, hy gaan nou in desperaatheid nou maar bid. En hy bid en hy roep uit, hy sê, as daar 'n God is in die hemel, sal jy my vandag red. Ek is nie eintlik 'n gelowige nie, maar as jy bestaan, red my tog net. Ek is bereid om vandag in jou te glo, as jy my red. En so kom die Here en hy antwoord hom. En daar kom hierdie diep stem uit die hemel en hierdie stem sê, laat gaan. Ek sal jou red. Hy kyk so op en hy kyk so om hom en hy sê, is daar nie nog 'n God? Daar en uiteindelik 'n halfuur later, toe die man nie meer kan nie, toe laat gaan hy, toe sy so entjie van die grond af, toe staan hy, plek sy man net vroeër geluister het. Jy sien, soms moet ons oorgee en laat gaan, al weet ons nie wat vir ons wag nie, maar die Here weet wat vir ons wag. En ons moet baie keer net let go en toelaat dat die Here ons vat. Nou, terug by daai skrif, hy sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Eers julle. Nou hier is die ding wat so moeilik is. Ons eie insigte, ons eie kennis, ons eie begrip, ons eie hardkoppigheid, ons eie geregtigheid. So eintlik kan ons hier sê, kom ons weeg op afhanklikheid, vertroue in God versus vertroue en afhanklikheid in my eie vermoë, my eie insig, my eie kennis, my eie planne. Kyk, ons is ons goed met planne. 'n Boer kan ons 'n plan maak. Kyk, ons kan soveel planne maak. Ons maak planne om ons planne onklaar te maak. So, my eie planne en my eie wil, my eie geregtigheid. Ek dink ek is reg. En so staan ons baie keer op 'n punt waar gaan ons die Here aanroep
of gaan ons terugval op ons eie planne? Nou kom ons by 'n punt waar ons eie planne nie uitwerk nie. Elke keer stamp ons onsself, ons koppe teen 'n klip, of ons val in 'n gat, en nou is ons geforseer, gaan ons die Here vertrou. Want hoe lyk God se planne? God se vermoë is onkenbaar. Hy kan die onmoontlike moontlik maak. Hy het bonatuurlike vermoë. God gee openbaringskennis. God het goddelike wysheid, insig, begrip, oordeelkundigheid. Dis die God wat ons dien. As ons op hom vertrou, sal ons nie teleurgestel word nie. Hoor wat sê Psalm 27 vers 14, net so side note. Wag op die Here. 'n Ander vertaling sê, vertrou op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Nou hoor hoe sê hy dit in die New King James Version, Psalm 27 vers 14. Hy sê, wait in faith on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Dis die Here wat jou hart sal versterk. Baie keer is dit ons hart wat wankel, ons hart wat twyfel, ons hart wat bons op en af van angstigheid. En die Here moet soms ons harte kom bedaar, en ons harte kalmte kom gee. As ons praat oor afhanklikheid van die Here, hoor ook wat sê Jesaja 41 vers 10, ook 'n bekende skrif. Hy sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Hoor hoe pertinent praat die Here. Moenie bang wees nie. Want wanneer ons uitgedaag word om te vertrou, word ons uitgedaag om ons angstigheid en ons vrees oor te gee aan die Here. Hy sê, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand sal ek jou red. Is jy bereid om dit te glo? Is jy bereid om afhanklik te wees van die Here? Is jy bereid om sy bonatuurlike vermoë aan te gryp en te sê, ek laat gaan van my eie vermoë, my eie krag, my eie insigte. Maar goed, as ons nou sê eie insigte, en dit sê nou nie so in die skrif nie, moenie op jou eie insigte staat maak nie, is iets wat ek by dit wil gooi, en ek gaan nou 'n skrif of 2 bybring, wat sê, wat van die insigte van ander mense? Want as ons nie op ons eie insigte staat maak nie, dan wil ek eerder luister na wat mense van my sê, of vir my sê. So is geneig om eerder die raad te volg van wat mense dan sê, en dan is daar 'n skare mense wat gewoonlik in 'n krisissituasie vir jou wil vertel wat jy moet doen en hoe jy dit moet doen en waarna toe jy moet gaan en wat nou die beste besluit is om te neem. Eerder is wat jy na God luister. Jy sien, mense se vermoë kan opeindig in opinies en redenasies. En daai opinies kan jou later aan deurmekaar maak. Want daar is soveel opinies, soos die horison wyd is, van wat jy moet doen in 'n gegewe situasie. Dit kan ook valse verwagtinge skep, want mense sal geneig wees om te sê, man, ek sal vir jou deurkom, ek sal jou help. En al wie opdaag in die krisis is niemand. Dan het daai persoon wat gesê het, en wat die raad gegee het, wanneer jy nou daai raad volg, dan is daai persoon nêrens wanneer die raad op niks opeindig nie. Teleurstelling, wat 'n ou ook beleef in mense. Hoor wat sê die skrif, Spreuke 29 vers 25 sê die volgende: as jy vir mense bang is, kan jy in 'n struik beland. Spreuke 29 vers 25. As jy vir mense bang is,
kan jy in 'n struik beland. Maar as jy jou vertroue in die Here stel, is jy veilig. Ons vertroue moet in die Here wees. Hoor wat sê Psalm 118 vers 8. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. Ek het altyd gesê, miskien moet ek maar hierdie vergelyking gou doen. Ek het eendag sit ek met 'n dametjie in 'n sessie, in skolebediening en 'n meisie sit ek met haar in hierdie sessie. Sy begin my te vertel van haar pa. Haar pa wat haar gemolesteer het. Dit was vir my 'n verskriklike moeilike sessie om met hierdie meisie te sit daaroor. En in die gebed en in die bediening ervaar ek dat die Here sê, maar hy wil haar vertroue herstel. Hy wil haar vertroue herstel. Sy vertrou niemand nie. Sy het haarself absoluut toegesluit vir die wêreld. Sy wil niemand inlaat nie. Sy wil niemand vertrou nie. En ek sê vir hom, maar ek ervaar die Here sê hy wil jou vertroue herstel. Sy kyk my so, sy sê, hoe kan ek ooit enige iemand vertrou as die persoon wie my moes beskerm my vertroue so verbreek het, soveel skade aangedoen het. En in daai oomblik weet ek nie wat om vir haar te sê nie, en die Here gee vir my 'n illustrasie. En ek wil dit gou illustreer. Henk, kom gou hier. Ek dink ek het 'n tyd terug het ek al, dis my broer Henk, hy is daarom fris genoeg vandag. Vertroue, onthou julle, ek het 'n tyd terug, wie was in die diens so ek vir Ros hier gehad het hiervoor. En ek het 'n ding verduidelik en ek wil dit net weer haak hiersom. Vertroue in 'n mens is beperk. As ek my vertroue in Henk moet plaas, gaan Henk my teleurstel. As hy sy vertroue in my moet plaas, ek is sy broer, ons is lief vir mekaar, ons kom jare saam. Hy ken my vandat hy 'n chokkertjie is. Ek is nog altyd ou boet. Ek het baie van sy oukies wat hom wil geboelie het op skool, het ek uitgesorteer. Net so, 6 love. Maar ek kan vir Henk teleurstel. Henk kan my teleurstel. As ek my vertrou op hom moet plaas, dan is dit soos om, Henk, staan gou vas, ek gaan op die rug spring, dan is dit soos om op hom te spring, en te sê, goed Henk, nou moet jy my dra. En Henk gaan net so ver, kan gaan, as hy. Ok, hoe lang gaan jy my kan dra, Henk? Ja, nog eens redelijk lang. Ok, hoe ver gaan jy my kan dra? Van hier op die kar en Ok, wat van môre nog steeds? ek weet die punt weer. Die punt is, vertroue in mense, ok, hier kan my laat gaan. Vertroue in mense kan net so ver gaan. Iewers gaan Henk uit krag uithardloop. Want sy krag is beperk. Maar God se krag is onbeperk. As ek, hier is nou hoeka 'n fire extinguisher, maar as ek teen hierdie muur moet leun, wanneer gaan hierdie muur my teleurstel? Ek gaan dalk doodgaan voor hierdie muur my teleurstel. Hy gaan my gewig kan dra. Die muur is nie die beste voorbeeld nie, 'n rots is. Daai rots gaan duisende jare bly staan. God is soos 'n rots. My vertroue in die Here kan afhanklik wees. My vertroue in mense kan nie afhanklik wees nie. Ek kan nie afhanklik wees van 'n mens nie. Ek kan afhanklik wees van God. My sekuriteit moet wees in die Here. My sekuriteit kan nie wees in 'n mens nie. En ek wil dit ook sê, selfs juis in die konteks van 'n huwelik. Want baie keer in die huwelik vind jy jou sekuriteit en jou afhanklikheid net in hierdie persoon.
Dis 'n fout. Jou sekuriteit, jou afhanklikheid is eerstens in die Here. En as my afhanklikheid in die Here is, en Henk se afhanklikheid in die Here, kom gou weer Henk, dan kan ek, maak so, dan kan ek en Henk vir mekaar ondersteuning bied. Nou is my afhanklikheid in die Here, sy afhanklikheid is in die Here. As ek val, kan hy my help. Maar môre val hy weer, dan moet ek hom help. En so kan ons die pad stap. Vertroue in mense is ondersteunend. Vertroue in God is afhanklik. Daar's die verskil. So terug by die woord. Hier sit ons met 3. Ons sit met vertroue in God se bonatuurlike vermoë versus vertroue in my eie vermoë, my eie insigte versus vertroue in mense. Ek kan nie op mense staat maak nie. Ek kan nie afhanklik wees van mense nie. Ek kan nie afhanklik wees van my eie krag nie. Want ek en mense gaan hy krag uithardloop. Maar my afhanklikheid, my sekuriteit kan net in die Here wees. Hoor wat sê Psalm 20 vers 8 en 9. Sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons sal regop bly en vas bly staan. Sommige vertrou op strydwaans, ander op perde. Alles menslike pogings, menslike vermoë, maar ek plaas my vertroue in die Here en die Here alleen. My afhanklikheid is in hom. En ek glo hy sal vir my deurkom. Nou kom ons kyk na die tweede vers. Vers 5 het nou gesê, vertrou volkome op die Here, moenie op jou eie insig te staat maak. Die vers 6 sê, ken hom in alles wat jy doen. Die ou vertaling sê, ken hom in al jou weë. En hy sal jou paaie gelyk maak. Hy sal jou op die regte pad laat loop. Ek wil net gou-gou 'n paar woorde daar uitlig. Daai woordjie ken hom is die Hebreëse woord yada. Ken beteken ken deur observasie, ken deur ondersoek, ken deur die refleksie, eerstehandse ervaring. Nou dit klink al klaar intiem, maar is nog nie, net deur te ken deur observasie, deur ervaring, deur refleksie, deur ervaring is nog nie diepte nie. Die diepste vorm van yada is ken deur 'n aangesig tot aangesig ontmoeting. Intieme verhouding. So wanneer die woord sê ken hom in alles wat jy doen. Daai alles wat jy doen verwys eintlik na jou lewenswandel. Daar selfs in die konteks van die oorspronklike taal gepraat hy van dag tot dag, elke oomblik van elke dag. Ken hom in alles. Ken hom intiem, persoonlik, aangesig tot aangesig in elke oomblik en elke uur van elke dag. Dis 'n aanhoudende, intieme, persoonlike ken. Sjoe. Dis nie oppervlakkig nie. Dis nie ken die Here net wanneer ek nou in 'n krisis is nie. Ken die Here net wanneer my wiel nou 'n probleem gee nie. Ken die Here net wanneer my familie 'n siektestoestand beleef nie. Ken die Here in alles. Elke dag. Elke oomblik. En nie net ken hom oppervlakkig nie. Ken hom aangesig tot aangesig. Ken hom persoonlik, intiem. Dis wat die woord sê. En dan sê hy, en hy sal jou paaie gelyk maak. Nou die oorspronklike woord praat daarvan, hy sal jou in geregtigheid laat staan en wandel. Right standing, uprightness. Hy sal elke besluit wat jy maak in geregtigheid laat deurvoer.
Hy sal seker maak, jy is altyd op die regte pad. Jy is in sy wil, sy volkome plan vir jou lewe, wanneer jy hom ken, persoonlik en intiem in alles wat jy doen. Sal hy toesien, dat jy die regte besluite, die regte tree, die regte afdraaipaaie vat, en in geregtigheid wandel. Ja, kosbaar, ken die Here in alles. En ek wil afsluit deur 'n laaste skrif uit Psalm 37, ook baie bekend, en hy relate ook met hierdie stuk. Psalm 37 is 'n psalm waarna toe ek baie hier terugkom. Hy sê in vers 3 tot 5, vertrou jy liewer op die Here en doen wat goed is. Jy sien, ons is geneig om ons te steur aan alles wat om ons gaan, en as jy kyk na die konteks in Psalm 37, gaan dit oor ongeregtigheid en skelms en soveel goed wat in die lewe gebeur. Die Here sê, wat jou aanbetref, vertrou jy liewer op die Here en doen wat goed is. Hy gaan aan, hy sê, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here. Die ou vertaling sê, verlustig jou in die Here. En hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sorg vir jou. Vertrou op hom. Hy sorg vir jou. Nou, een woord wat ek hier wil uithaal, laat jou lewe aan die Here oor. Die Engels sê daarso, commit your ways to the Lord, and He will direct your paths. Commit your ways. Nou daai woordjie commit beteken letterlik om weg te rol, of af te rol, of te verwyder. En wat die simboliek daar agter is, dis 'n kameel wat letterlik op sy knieë moes gaan. Hy het 'n vrag wat hy dra. As hy vrag wil afhaal, moet die kameel op sy knieë gaan. Hulle maak die vrag los en dan rol die vrag af van die kameel. En dis wat dit beteken. Baie keer dra ons hierdie laste saam met ons. Dra ons swaar aan 'n komlas. En die Here sê, laat my toe om daai las van jou af te rol. Daai las van jou te verwyder, sodat jou afhanklikheid en jou vertroue herstel kan wees in my. Sjoe. Hoor net gou, as ons nou hier vinnig kyk na Psalm 37, ek lees net 'n stukkie of 2, vers 16 sê, die bietjie van 'n regverdiger is beter as die rykdom van talle goddeloses. Geld is soms een van die moeilikste goed waarvoor ons moet vertrou. Die Here sê, vind jou vreugde in my, vind jou vergenoegdheid in my, want die bietjie van 'n regverdige is beter as talle rykdom van ongeregtiges. Want die mag van die goddelose sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees van die regverdige. Die Here sorg vir die lewe van die opregtes, en wat hulle besit, sal hulle behou solank as wat hulle lewe. In tye van nood sal hulle nie verlees staan nie. In tye van gebrek sal hulle genoeg hê. Vers 23, die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom weer op. En dis wat dit beteken om volkome vertroue in die Here te hê. Beteken nie jy gaan nie val nie. Beteken nie jy gaan nie fouteer nie. Beteken nie teëspoed gaan nie oor jou pad kom nie. Maar dit beteken wel, al val jy, al beleef jy swakheid, al is jy op die einde van jouself, al gaan jy deur die dal van doodskaduwee, jy gaan nie moed opgee nie. Jy gaan opstaan en jy gaan op die rots staan. Daardie rots is Christus Jesus.
wil graag 'n gebed doen, maar voor ek daai gebed doen, wil ek ietsie nader bring. Daar's in 2 Konings, ek dink 6, is daar 'n verhaal van Elisa wat en sy slaaf wat agtervolg is deur 'n weermag wat hulle wou doodmaak. As groot konteks daaraan, dis 'n pragtige verhaal, jy kan hom gaan lees. En die betrokke oggend, toe Elisa en sy slaaf wakker word, Elisa is besig met die Here, en hierdie slaaf stap uit hulle tent uit, en toe hy uit die tent uitstap, toe sien hy hierdie weermag voor hulle. Hulle het letterlik 'n hele weermag gestuur om die profeet van die Here te kom doodmaak. En Gehasie het voel verskrik. Ek sê nou Gehasie, die konteks sê die slaaf, dit kan wees dat dit Gehasie was, want in ander skrifte sê dit is Gehasie was sy dienskneg. Hy het teruggestap, wit in die gesig, en hy het gesê, vandag is ons op die einde. Vandag gaan ons doodgaan. En Elisa het vir hom gesê, maar sien jy nie die Here in hierdie saak nie? Hy sê, ek sien net 'n klomp wrede mense wat ons wil doodmaak. En Elisa bid en sê, Here, maak Gehasie se oë oop. En toe Gehasie weer uitstap, toe sien hy op die kloof, bo hierdie weermag, die linies van die Here. Die chariots van die Here, die engele weermag, wat reg staan om hulle te verdedig. En wat inteendeel gebeur het is, die Here die oë van daai mense oopgemaak, en daai hele weermag het op vlug geslaan. As gevolg van die linies van die lewendige God, wat reg gestaan het, om die man van God te beskerm. En weet jy wat, soms moet ons vra, Here, maak ons oë oop, sodat ons in ons situasie waar ons wil twyfel, waar ons angstig is, waar ons wonder, dat ons in daai situasie kan sien dat die Here ons steeds beskerm, dat hy ons rug toemaak, dat hy in beheer is. Kom ons sluit die oë. Vader, in hierdie oomblik kom ons na U toe, in die naam van Jesus, die naam bo alle name. Here, ek weet van ons hier, sit dalk in 'n situasie waar ons twyfel, en nie weet, hoe hierdie situasie homself gaan oplos nie. Ons sukkel dalk om te vertrou. Ons sukkel dalk om te glo dat U vir ons kan deurkom. Ons is dalk onseker oor 'n besluit wat ons moet neem. Ons staan voor 'n kruispunt. Gaan ons links, gaan ons regs. Alle besluite is nie wit en swart nie. Baie besluite kom met gaan ons afhanklik wees, gaan ons vertrou dat die Here ons pad sal bepaal. U woord sê, ken my in al jou weë, maar nie net ken my oppervlakkig nie, ken my persoonlik en intiem. Sluit my in, ken my in alles wat jy doen, en ek sal jou die regte pad laat loop. Ek sal jou in geregtigheid laat wandel. Here, ons wil kom in hierdie oggend en ons self onderwerp aan U. En vra, Here, dat U deur U genade vir ons sal deurkom. Dat U hand op ons sal wees. Here, van ons is dalk vreesbevange vanoggend. En ons weet nie watter kant toe nie. En ek vra dat U daai vrees die hok sal slaan. Dat U daai vrees sal wegdryf. Dat ons sal beleef hoe ons afhanklikheid in U is. Ons vertroue in U is. In Jesus naam.
Ek wil net vra dat ons oë toehou vir die oomblik, ek wil net gehoorsaam wees. Is daar iemand vanoggend wat sê, ek het nodig om die Here vanoggend te vertrou. Ek het 'n situasie waarvoor ek staan, wat ek nie weet hoe om te maak nie. As dit jy is, wil jy nie net daar waar jy is net staan. Ek wil saam met jou 'n gebed bid. As dit jy is, asseblief. Dankie. Voel asseblief vrymoedig. Ek ervaar daar moet nog 'n aantal mense staan. Dankie. Dankie. Hier staan ek voor 'n situasie, Here. Ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe nie. Dankie. Terwyl die oë gesluit is daar van my bedieningsspan lede wat net by iemand kan gaan staan. Staan net by iemand. Asseblief. Dankie. Dankie. Dankie, Vader. Dankie, Here. Dankie. Ek gaan net 'n gebed bid en ek vra dat daai mense net ook julle hande om hulle slaan. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus. Here, U weet die detail. U weet presies waar elke persoon hier trek. U ken ons beter as wat ons onsself ken. En ek vra, Here, dat U in Jesus naam sal kom en ingryp in elke situasie. Here, waar daar druk is op verhoudinge, kom herstel verhoudinge. Here, waar daar vrees is, kom vat daai vrees. Waar daar onsekerheid is, kom bring sekuriteit. Here, ons is afhanklik van U. Ons weet nie uit onsself uit hoe die dag van môre lyk nie, maar U weet. U is in beheer. En ek vra, Here, dat U U hand op ons sal plaas in Jesus naam. En dat U vrede sal bring. Dat U vir ons sal wys, U is in beheer. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat ons in die gesig staar nie. U bly in beheer. En ons kan ons afhanklikheid plaas in U. Ons roep U aan, Here. U woord sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal vir jou deurkom. Ek sal vir jou uitkoms gee. Dis U wat genees. Dis U wat herstel. Dis U wat storms stil maak. Dit bid ons in hierdie oggend, dat U die storm wat woed sal stil maak. In Jesus naam. Dankie, Vader. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Amen. Die Here wat ons dien is groter as enige situasie wat ons in hierdie lewe kan face. Enige diagnose, enige dal van doodskaduwee. God is groter. Amen. Ek gaan vra dat ons afsluit met 'n